Goed, kom ons maak dit ons harte stil so vir 'n oombliekie voordat ons gaan met die woord. Vader, dankie dat ons ook net ons afhanklikheid in hierdie oomblik voor U kan kom verklaar, wil verklaar. Here, dis U woord en U sê vir ons baie duidelik in U woord, die opening van U woord, dit gee lig, dit gee verstand aan die eenvoudiges ook. En Here, U sê ook vir ons in U woord, dat geen profesie, geen deel van hierdie woord is 'n saak van eie uitlegging nie. Want deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige manne van God gespreek. En daarom wil ons afhanklik wees van U Heilige Gees, wat geïnspireer het om te skryf, om vanmôre ook te inspireer om te verklaar, en die woord uit te lê en oor te dra met gesag tot eer van U naam. Ons eer en ons aanbid U vir die werking van U Gees in ons harte. Amen. Julle kan saam met my blaai na Johannes hoofstuk 20. Ons lees vanaf vers 11 tot en met so vers 22. Die gedeelte handel oor die opstanding van Jesus, wat ons natuurlik vanmôre herdenk, op die eerste dag van die week. Dit sien jy daar in die eerste paar verse, maar ons lees daar van vers 11 af. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: vrou, waarom ween jy? Sy antwoord: omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy het gesê, dit draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: vrou, waarom ween jy? Wat soek jy? En sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: meneer, as jy hom weggedra het, sê vir my waar jy hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar: Maria. Hierdie is seker maar een van die aangrypendste dele in die Bybel, as ons dit lees en kom die gesprek agter in die teerheid wat daar is in hierdie gesprek. Jesus sê vir haar: Maria. Sy draai haar om en sê vir hom: Rabboni. Dit beteken meester. Jesus sê vir haar: raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Maria Magdalene het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit daar vir haar gesê het. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en hulle gesê: vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle: vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle: ontvang die Heilige Gees. Ons gaan nie tot daar lees wat die woord van die Here betref, en ek wil net gou ietsie sê, omtrent daar die laaste vers wat ons gelees het. Dis nie waar my boodskap hang nie, maar dis 'n belangrike ding wat ons moet verstaan. Nou, daar is kerke vandag wat hierdie ding heeltemal uit verband uitruk en met hom op hol gaan, en dat jy partykeer kry dat ouens van vooraf, ek noem hulle sommer Hans Worse, dat hulle van vooraf staan en dan doen hulle hierdie selfde ding wat Jesus gedoen het, dan blaas hulle op mense en dan moet hulle die Heilige Gees ontvang en dan val mense om en daai tipe van dinge. Wat my betref godslasterlik is. Dit het niks daarmee te doen nie. Toe Jesus op hulle geblaas het, was dit nie dit wat hulle vandag doen nie. Dit was 'n gebruik gewees by profete in die Ou Testament. Wanneer hulle geprofeteer het en sê, so sê die Here, dan het hulle baie keer gesig, hardop gesig of geblaas. As 'n teken dat hulle deur die Heilige Gees profeteer. So hulle het geblaas en dit was 'n profetiese handeling gewees. Dit wat hulle nou sê is, so sê die Here. En toe Jesus hier op hulle blaas het, hulle nie die Heilige Gees daar ontvang op daai oomblik nie. Wat Jesus gedoen het was om as 'n profeet op te staan en op hulle te blaas en sê: die Heilige Gees kom. Ontvang die Heilige Gees, dit kom. Wees gereed vir die Heilige Gees. Hy kom. Hy is tot baie stap nog uitgestort gewees.
En die disippels het nie daar al die Heilige Gees ontvang, hulle het hom eers 40 dae later, 50 dae later met Pinkster het hulle hom ontvang, in hulle kom woon het. So hierdie was uit net 'n profetiese handeling gewees, 'n simboliese handeling van dit wat sou kom. En Jesus is nou klaar met sy werk en hy is gereed om te gaan en toe blaas hy op hulle en sê vir hulle vrede verder. So mens moet niks verder in het probeer lees dat dit 'n handeling is wat predikante en pastore en wie ook al dit vandag moet herhaal en dat mense die Heilige Gees gaan ontvang deur op hulle te plaas nie. Dit is hoegenaamd nie wat hier gebeur het nie. So ek wil net daai saakie reggestel dat ons dit sal verstaan en as jy ooit met so iets te doen kry, moet jy jouself nie ontvanklik maak daarvoor nie, asseblief nie. Want dit is vals. Okay. Maar kom ons gaan terug na hierdie gedagte wat ons vanmôre met u oor gesels. Daar's 'n paar dinge wat Jesus gedoen het en gesê het nadat hy opgestaan het wat baie belangrik is en woorde wat hy gespreek het met verskillende mense. En daardie opdragte wat hy gegee het vandag nog sin en betekenis ook vir jou en vir my. Dis nie woorde wat net beperk was tot die mense wat getuies was van sy opstanding nie. Dis 'n tydlose boodskap, opdragte wat hy gegee het ook aan die wat sou volg en die wat sou glo in sy opstanding, wat sou glo in sy gestuurdes. So in 1 Konings 15, daar van vers 3 af tot by vers 8 lees ons onder andere aan wie almal verskyn het. Hy sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer dat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, deur die hele Ou Testament. 1 Korintiërs 15 vers 4 sê, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Alles profesie. En dat hy aan Sefas verskyn het. Sefas was 'n ander naam vir Petrus gewees. Petrus, noem het maar sy tweede naam. Hy het ook bekend gestaan as Sefas. Daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe. Reg lees hoor, hulle lewe nie nou nog nie. Dis toe dit geskryf is. Maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. So wat het Jesus alles met hierdie mense gedeel? En so ek sê, hy het 'n hele paar gesprekke gehad, het 'n hele paar ontmoetings gehad met mense direk na die opstanding. En hy het nie baie met hulle gepraat nie, en ons lees ook sekerlik nie alles wat hy gesê het nie, want Johannes skryf, as jy nou mooi gaan blaai na Johannes, dink daar in die laaste versie, vers 25 sê hy, in hoofstuk 21 hy sê, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, al die boeke nie kon bevat nie. So Jesus het baie dinge gesê, maar dit wat vir ons opgeteken is, glo ek, is wat die Here wil hê ons moet ter harte neem. Baie ander dinge, dalk niet so belangrik, maar God het dit goed geag om dit vir ons te gee. Hierdie klompie opdragte en dinge. En sommige van hulle is kort, sommige van hulle klink vreemd, sommige van hulle was eienaardig geweest van die opdragte wat hy gegee het. Maar daar is sin in dit alles wat Jesus gedoen het. En die eerste ene wat hy vir hulle gesê het, nou nie in volgorde, in kronologische volgorde, maar die eerste wat ons gaan hanteer, daar in Markus 16 vers 8, wat ons ook lees van die opstanding, daar lees ons in vers 8 die volgende, toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg, en bewing en ontsetting het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Nou ek gee vir jouself indink die situasie direk na die opstanding. Jesus, hulle verwagte Messias, word gekruisig, hy word begrawe, en nou is hulle uitgelewer, volgens hulle. Wat word nou van ons? Ons het gedink, hy gaan dit doen, en hy gaan dat doen, en hy gaan vir ons die koninkryk oprig, en hy gaan net hier by ons wees vir altyd. Maar het nie geluister wat hy gesê het, want hy het die dinge voorspel, en nou sit hulle met die situasie, Jesus is weg. En omdat allemaal van hulle, 10 van die 11 het weggehardloop met die kruisiging. Net Johannes het daarna albei gebly. Die res het pad gevat. Sommige van hulle het sommer teruggegaan en weer gaan visvang, weer terug na hulle ou profesie toe, nie profesie toe nie, professies toe. So hier sit ons met 'n situasie van 'n klomp manne wat ontnigter is, wat vol vrees is. Wat is een van Jesus' eerste woorde aan hulle gewees toe hy in hulle midde kom? In Johannes 20 vers 21 sê Jesus toe weer vir hulle, vrede vir julle. Dis maar die teenoorgestelde van vrees, né? Is maar vrede ook. Want as 'n mens vrees, die eerste ding wat jou verlaat, is jou innerlike vrede. As ek bang is oor die toekoms, as ek bang is oor omstandighede, dan verloor jy onmiddellik jou vrede.
Want vrede en kommer, vrede en vrees kan nie saam bestaan. En Jesus kom in die situasie in en hy sê vir hulle, moenie vrees nie. Vrede vir julle. Matteus 28 vers 9 en 10 kry ons dit weer, en terwyl hulle op die weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus met eens hulle tee en sê, wees gegroet. Nou weer eens, wanneer hulle mekaar gegroet het, dit is nou nie in soveel woorde hier gesê nie, maar die gebruike onder in daai tyd, wanneer hulle iemand gegroet het, was nie, hallo, goeiemôre, of iets in die aard nie. Dis nie hoe hulle mekaar gegroet het nie. Hulle het 'n woord gehad wat hulle mekaar mee gegroet het. Shalom. Vrede. En toe Jesus vir hulle sê, wees gegroet, en sê vir hulle weer, vrede vir julle. Groet julle met 'n groet van vrede, want hy sien hulle harte en hy sien hulle vrees. En dit sal goed wees as ek en jy in die oggend ook as ons opstaan, of as ons in 'n situasie ons bevind waar ons beangs is, waar ons onseker is, waar ons voel ons vrede verlaat ons, om dan net hierdie eenvoudige woordjie te uiter. Te sê, Here, U is Shalom. Laat die vrede in my hart heers. Kan jy terugdink aan daai woorde daarin, dis Filippense 4 wat hy sê? Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend word. En wat sê die volgende versie? En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sy julle harte en julle sinne bewaar. Maar oor dit sal waghou oor julle gedagtes, dat dit nie die hele wêreld vol hardloop nie. Want dis wat ons maar baie keer doen wanneer ons beangs raak, né? Dan gaan haal ons die spreekwoordelike Bobbejaan agter die bult. Maar dis wat vrees doen. Vrees vergader Bobbejane. En hulle maak mens bang. So, Jesus sê vir hulle, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Dis opdrag. En wat interessant is, hier woorde staan in die Grieks, in die bevelsvorm, praat van die Grieks in die imperatiewe vorm van die taal. Ander woorde staan as 'n bevel. Staan nie, jy moet liewer nie vrees nie. Ag, jy moenie regtig vrees nie. Hy sê dit op baie maniere, hy sê moenie vrees nie, bevel. Jy mag nie vrees nie. En dit sê die Here vir my en vir jou vandag ook. Ons mag nie vrees nie. Want wanneer ons vrees, dan glo ons meer in dit wat ons voor bang is, as dit wat in beheer is. Vrees verskuif ons fokus na die objek van ons vrees, in plaas van die een wat in beheer is van die objek. Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Ek dink baie van julle ken Jesaja 41 vers 10, wat mooi by aansluit ook, 'n teksvers wat ek al in diepte oor met julle gesels het ook, maar wat ek net hier wil aanhaal, as hy sê, wees nie bevrees nie. Weer eens opdrag, want ek is met jou. Het ek rede om te vrees as ek weet die Here is met my? Ons vrees wanneer ons uit die oog uit verloor, die Here is met my. Of ons het iets aangevang, nou dink ons die Here het my verlaat. Of ek weet sommer, ek het nou aangejaag, ek het hom verlaat. En dan begin mense te vrees. Want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie. Want ek is jou God. Is dit nie genoeg nie? Dit behoort ons in ons harte deurslag te gee, rustigheid te bring. As hy sê, ek is jou God, moenie angstig raak. Jy bekommer jou onnodig oor dit, wat die hele tyd in jou gedagtes maak, want die Here ken ons gedagtes. Hy ken ons woorde. Hy ken ons harte. Ook versterk ek jou, ek help jou, ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Dis eintlik dieselfde ding wat hy net op 'n ander manier elke keer sê, ook help ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou. As jy moet kyk na daai woorde, dan beteken die Here omhels, die Here dra en die Here beskerm. Dis wat daai 3 woorde eintlik beteken. So, van alle kante af sluit hy in, bedek hy, neem hy sorg vir ons. So dis die eerste woord wat die Here vir hulle gee. Hy sê vir hulle, wees nie bevrees nie. Moenie vrees nie. Ek sê vir julle vanmôre ook, dan kom dalk moeilike tye vir ons elkeen in hierdie land. Dan kom moeilike tye dalk vir ons as gemeente. Dan kom moeilike tye dalk vir u in u gesinslewe, finansies,
huwelike, alles is onder bedreiging, want die vyand haat dit wat uit God is. En dit wat goed is, en hy sal dit altyd probeer verongeluk, en nou ergens deur mekaar kom, sy ou naam was mos Diabolos. En die woordjie Diabolos in die Grieks beteken letterlik, iemand deur mekaar roer, of deur mekaar gooi. Dis wie hy is. Hy wil ons lewe deur mekaar gooi, nou maar die Here sê vir ons, ek is in beheer. Moenie angstig raak nie, moenie vrees nie. Maar die tweede ding, wat Jesus ook gesê het, hy sê vir hulle, bly in Jerusalem totdat. En dan gee hy die res van die dinge daarmee saam. Lukas 24 vers 49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Vreemde opdrag. Ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly. Hoekom sê dit? Want die disippels het nie allemaal van Jerusalem afgekom nie. Hulle het in verskillende ander dorpe en so in gebly. Soos Kapernaum en Nazareth en allerlei dorpies in Israel. Van hulle het die omliggende dorpies het gekom. Hulle is nie allemaal inwoners van Jerusalem nie, maar die Here sê vir hulle, julle moet nog so rukkie hier in Jerusalem bly. Want hulle was daar gewees, al die Jode het opgetrek vir die feestyd, die Pascha. En hulle was daar in Jerusalem gewees, en as dit klaar was, so na 10 dae, dan het almal weer terug gaan huis toe. Jesus sê vir hulle, julle gaan nie huis toe nie. Julle moet nog so rukkie bly in die stad, totdat julle die belofte van my Vader ontvang het. En toe word die gewone 10 dae, wat hulle daar in Jerusalem bly, toe word dit 50 dae, né? Wat hulle daar moet rondhang. Maar het nie rondgehang, hulle het gebid in daai tyd. Hulle het in die boekamer het hulle by mekaar gekom en het gewag op die belofte van die Vader. En wat is die belofte? Heilige Gees. Heilige Gees wat hulle sou kom vervul, wat hulle sou kom bekragtig om getuies te wees. Dan moet julle in gedagte ook hou, al die disippels wat Jesus nou by mekaar het, dis nou al so 'n paar dae na die opstanding, wat hy met hulle hierdie dinge deel. Nou het hulle allemaal dan weer by mekaar gekom, hulle het die hele wêreld vol gehardloop, en uit vrees, maar is hulle weer by mekaar. En toe allemaal by mekaar het te sê, Jezus vir hulle, julle moet nou in Jerusalem bly, totdat julle met krag vervul is. Daar dieselfde disippels, wat soveel vrees gehad het, wat so bang was, wat so lamsakkig was, om vir Jezus op te staan, Petrus is ingesluit. Jezus praat met hulle, en hy sê vir hulle, julle sal krag ontvang. Die neerlaag was daar, hulle het gevlug en alles, en wat Jezus eintlik vir hulle sê, is julle kan niks sonder my te nie. Dan Johannes 15 het al reeds vir hulle dit gesê, ne? Toe hy gepraat oor ek is die wynstok en julle die lote, toe het hy vir hulle gesê, sonder my kan julle niks doen nie. En hier kom herinner Jezus vir hulle ook, julle moet wag in Jerusalem, tot julle krag ontvang het, dan sal julle my getuies wees. En dit wat in Handeling 1 vers 8 ook staan, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, dis waar hulle is, Judea, die grote distrik, Samaria, nog verder, en tot in die uiterste van die aarde. En dis hoe die boodskap geloop het, as jy die boek Handelinge mooi gaan lees, dan kom jy agter, hulle het in Jerusalem begin, hulle het na Judea toe beweeg, hulle het na Samaria toe beweeg, en hulle het na die uiterste van die aarde toe beweeg. En die evangelie met hulle saamgevat. Maar Jezus sê vir hulle, julle kan dit nie doen, sonder die Heilige Gees nie. Voordat julle nie vervul is, toegerus is met die Heilige Gees nie. En dis waar die opdrag vir jou en vir my vandag inkom. Ons wil partykeer dinge vir die Here doen uit ons eie krag uit. En selfs om iemand vir die Here te probeer wen, kan ons nie uit onsself doen nie. Mense het partykeer 'n ywer vir verlore siele, maar hulle doen dit sonder die Heilige Gees. Ons gaan niks bereik daarmee. Om met iemand oor Jesus te gaan praat uit jouself uit, is presies wat het is iets uit jouself uit. Maar wanneer ek dit onder die drang, die ywer van die Heilige Gees doen, onder die krag van die Heilige Gees doen, kan ons resultate verwag. Want dan is dit hy wat dit doen, en nie ek, en dan is ek net die mondstuk, en dis hoe dit moet wees, ne? Wat interessant daar die woordjie is, as dit lees, hy sê, en julle sal my getuies wees, die sinskonstruksie in die oorspronklik klink so, Jesus sê vir hulle, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees besit van julle neem, in julle kom, oor julle kom, en julle vervul met goddelike krag en instaatstelling, en julle sal as gevolg daarvan, nie anders kan, as om my getuies te wees nie. Dis die strekking van die tekstvers.
Wanneer die Heilige Gees oor jou kom, dan is dit amper asof jy nie eens meer 'n sê het. Wanneer ek so vervul is met die Gees, dat hy is wat dit, ek kan nie anders nie. Het Paulus het nie ook gesê op 'n stadium, hy het 2 gesê het, wat die liefde van Christus dring ons om dinge te doen nie? Dis daar die werking van die Heilige Gees. En dit ontbreek baie keer in die gemeentes. Ons dink dinge uit homself uit. Of ons doen dit glad nie. Hoekom? Want ons het nie geleer om te wag op die Here. Here, kom vervul my opnuut met u Gees nie. Here, kom reinig my opnuut van dinge wat in my lewe toegelaat is nie. Here, kom vat weer beheer in my lewe, want ek het self beheer gevat oor dinge nie. Dis waar hierdie woorde heen gaan met ons. Bly waar jy is, totdat jy weet, ek is in God se beheer. Bly eerder net daar waar jy is en wag en bid vir vervulling, maar moenie wegtrek en dink, ek kan dit maar doen, ek moet dit maar in elk geval doen nie. Dan is dit maar net pligspleging en ek sal niks bereik. Maar partykeer moet 'n mens voor die Here gaan stil word. En voordat ons met iemand praat, voor ek my dag begin, seker maak, Here, ek wil hierdie dag onder die krag van u Heilige Gees wil ek deurgaan. Dan sal die geleenthede wat oor die pad kom goed wees. Hulle sal daar wees en ek sal hulle kan vat. So dis die tweede opdrag wat Jesus gee. Maak seker jy is vervul met die Heilige Gees. Die derde ding wat ek opmerk is daar in Handelinge, Johannes 20 vers 27 wat Jesus vir Thomas sê, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Daarna sê vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas, toe hy dit gedoen het, antwoord en sê, my Here en my God. Vers 29. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig. Die woordjie salig, mooi Engelse vertaling, oh the joy. Ons moet dus letterlik so moet vertaal, oh the joy of those. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Oh the joy of those who have believed without seeing. En is dalk van toepassing vanmôre op ons. Want wie van ons het al die Here gesien? Ja, ons in ons geestesoog kon ons hom gesien het. Ons sien hom baie keer in sy woord. Ons sien hom in sy werke. Maar nie een van ons het hom in persoon al aanskou nie. En nou sê hy vir ons, salig is julle wat glo. Al het julle nog niks gesien nie. Is nie mooi nie. Is nie kosbaar nie. Jy sien, want geloof soek nie altyd bewyse nie. Here het gesê, 'n ongelowige geslag soek na tekens. Geloof soek nie altyd bewyse nie. Geloof bring die bewyse. Ons het daai uitgangspunt, glo en jy sal sien, of sien is glo, né? Dus daar uitdrukking, sien is glo. Dis eintlik net andersom, glo en jy sal sien. Wanneer die Here gesê het, dan volg die gehoorsaamheid. En ek het al vir julle gesê in die gemeente ook, en ek sê dit maar weer, want dit is so belangrik, daar is een ding wat vir my en jou aan God verbind. En dit is geloof. Die absolute vertrou, want geloof beteken om te vertrou, om vas te hou en om te rus in 'n waarheid. En die enigste ding wat vir my en jou aan God verbind, aan wie God is en wat hy kan doen, is geloof. Die regverdige, sê Romeine, sal uit die geloof lewe. Ons hele geestelike lewe is 'n geloofslewe. Van vertroue.
Om net eenvoudig God op sy woord te neem, en dis wat ek by die volgende gedagte met julle wil deel, ek kom nou daarby, maar ek lees net gou Hebreërs 11 vers 1, ons almal ken daai teksvers dalk ook, die geloof dan is 'n vaste vertroue, op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vers 6, onderstreep hierdie eerste versie, en hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. As ek met daardie verwagting, met daardie hoop, met daardie oortuiging in my hart bid en na die Here toe gaan nie, is te vergeef. Geloof. Glo en jy sal sien. Ek wil net gou 1 Petrus 1 vers 6 tot 9 vir julle lees. Hy sê, daarin verheug julle al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge. So die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. En wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele te verkry. Ons geloof moet getoets word. Ons geloof moet beproef word, want dit is kosbaarder as goud, wat, nou die hoogtes in hardloop, né? Per dollar. Ons geloof is baie kosbaarder as dit. Vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. Jy sien, ons is so gewoond in ons menswees, om iets lief te hê, moet ons dan kan vat, moet ons dit sien voor ons. Maar die Here moedig ons aan, hy sê vir ons, salig is jy, gelukkig is jy, as jy my lief het, net op grond van dit wat ek gesê het, net op grond van dit wat ek aan my, wat ek aan jou openbaar het. As jy my net op grond van dit lief het, alreeds, great. Daardie liefde sal oorgaan in aanskoue. Daardie geloof sal oorgaan in aanskoue. So die derde opdrag is, die Here vir ons gesê het is, moenie ongelowig wees nie, maar glo. Vertrou die Here, vat hom op sy woord. En dis by die vierde enetjie wat ons by uitkom, is vreemde opdrag wat Jesus gee vir die disippels. So na die tyd, toe hulle weer gaan visvang, toe vang hulle niks nie. En Jesus kom en hy gee 'n vreemde opdrag, hy sê, gooi die net aan die ander kant uit. Nou, wat sê ek jy gedoen het? Hier is nou Petrus en Johannes en Jakobus en die ouens, hulle is vissermanne van beroep. Hulle ken van visvang. Hulle is die ouens aan die Weskus, nee. Hulle ken van visvang. En hier kom Jesus en hy sê vir hulle, gooi hulle net aan die ander kant uit. Wat ons gedoen het, kom wees eerlik. Wat weet jy van visvang? Ons het getrap, dis mos onsinnig, man, wie my sê, al die visse is in hierdie kant. Jy sien, die logika kom dadelik in die situasie in. Ons logiese denke, maar geloof oorskryf partykeer logiese denke. Kom ons vat hier terug na Abraham toe. Abraham sê, hy en Lot sy paadjies moet skei. En die plek raak te klein vir hulle. Vir al twee. En die Here sê vir Abraham, jy moet trek. En hy sê vir die Here, waan toe? Die Here sê, ek sal vir jou wys. Maar pak op en trek. Wat het Abraham gedoen? Die Bybel sê, hy het nog so 'n bietjie daar rondgehang, en so totdat hy 'n kaart gekry het. Nee. Abraham het dadelik getrek. Hy het koers gevat, en het getrek en het gekom waar die Here hom wou gehad het. En partykeer moet ons ook so in geloof uitstap om sekere dinge te doen, en het klink nie logies nie. Ek onthou destyds toe ek het julle nou dag vertel, toe die Here ons geroep het ook, en ek moet my werk gaan bedank.
ek kon dit doen, omdat ek oortuig was, God het gesê. Al het nie sin gemaak nie. Laat my pa, almal vir my gesê, hoor as jy doen, ek dink jy doen die reg ding, het jy mooi gedink oor wat jy doen. Waarvan gaan jy lewe? Jy werk net so te bedank. Altyd van julle. Wie gaan vir julle sorg? God het gesê. Dit is die realiteit. Maar ek wil dit vir jy by sê, om iets te doen wat nie logies is nie, wat nie verstandig is nie, en ek het nie woord nie, dis stom. Maar as die Here vir jou woord gegee het, dan doen jy dit. Want as ek dit nie doen, is dit ongehoorsaamheid. So dalk kom jy in 'n situasie, en dit maak nie sin wat nou hier voor jou lê nie. Maar ek het woord van die Here in my hart, en ek weet, die Here het my belofte gegee, ek gaan dit doen. Jy kan op God se woord, as jy oortuig is van daardie woord, kan jy alles waag. Dis die realiteit. Jesus sê vir hulle, my kinders het nie iets om te eet nie, en antwoord hom nee. En hy sê vir hulle, toe sê hulle vir hom nou, ons het nou niks gevang die hele nag nie. En Jesus sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit in te trek nie. Hoekom? Want Jesus het gesê. Dis die verskil. Dus 'n hele klompe jare voor dit het Jesus hulle amper dieselfde les geleer, en dit lyk asof hulle daai les uit die oog verloor, hulle vergeet van daai ene. Want in Lukas 5, hier in die begin van die bediening, toe sê Jesus vir die volgende, toe hy ophou met spreek, sê vir Simon, vaar uit na die diep water en laat hulle net 'n sak om te vang, want hulle het ook niks gevang nie. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en ons het niks gevang nie. Maar op u woord sal ek die net laat sak. En ek dink, is dit ingeskop daai dag na die opstanding ook, nee. Maar op u woord sal ons die net laat sak. Op u woord sal ek dit doen, al maak dit nie sin nie, al sê mense wat, Here, u het gesê. En toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit, en hulle net wou skeer, dis jare terug, 2-3 jaar terug, daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skei om hulle te kom help, en het gekom en al twee die skei te volgemaak, so het amper gesink het. En toe is het nou bonanza daai dag, nee. Die visserman het ewe skielik groot geld gemaakt, goed vir homself gesorg. Hoekom? Want hulle het net eenvoudig gedoen wat Jesus gesê het. En ek weet van ouens, dat op hulle eie ingewing, op 'n gut feeling, 'n brainwave, dinge gedoen het, groot besighede aangepak het, groot dinge probeer doen het, en het dit net eenvoudig misluk klaaglik. Maar ek weet van mense ook, wat op grond van God se woord groot dinge aangepak het, omdat God gesê het, doen dit, en ek sê vir jou wys. En wat vandag welvarend is, en wat die Here gebless het, omdat hulle geloof in hom gestel het. Ga ondersoek jou geloof. As die Here vir jou sê, doen dalk daai ding, wat nie sin maak nie, wat almal jou gaan teëgaan, ga jy my glo, of gaan jy hulle glo? Maar ek sê weer, maak asseblief net seker, al moet jy 2 of 3 teksverse gaan kry, dit is nie verkeerd nie. Ek moet baie keer maar vir mense ook sê, as hulle vra, hoe kry ek leiding by die Here? As die Here vir jou woord gee, en daai woord lewe in jou hart, en ek voel, dis die ding wat ek moet doen. Gaan vra die Here, nie het ongeloof uit. As die Here, as gevolg van my mensheid, as gevolg van die feit dat ek 'n fout kan maak, ek is so afhanklik van U, ek is so, my hart kan my so maklik bedrieg. Here, kom bevestig dit vir my asseblief, geef my nog 'n woord, dan doen jy dit. En as jy selfs 'n derde ene wil kry, dan doen jy dit, is veilig. Dis niks verkeerd daarmee nie. Maar as ek beloftes van die Here, die Bybel sê in elk geval, in die mond van 2 of 3 getuienis, staan elke saak vas. So as die Here dit op my 2 of 3 keer bevestig het,
dan doen jy dit. Dan vra jy hom daarvoor. Partykeer is 1 keer genoeg, jy weet net. Jy weet dit net. Soos met ons het net eenvoudig geweet, alhoewel die Here het vir ons met dit net bevestig. Die Farisaïe woord gegee. Maar handel op geloof. Geloof vra nie. Geloof onderwerp. God het gesê. Maria het dit gedoen. Met die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het. Toe raak die wyn by die bruiloft raak op. En is nog vroeg. En nou ongelukkig het mense in hierdie gedeelte al gehijack om drank te probeer regverdig. Jezus het 'n wyn gemaak. Maar my reaksie op dit is mense hierdie gedagte inbring om te probeer regverdig dat jy kan drink. Sê vir dit, weet jy doen 'n verskriklike ding. Jy maak van Jezus 'n goedkoop baarman. En hy het dit nie gedoen. Dis nie hy nie. So end of story wat dit betref. Maar toe het nou opdrag, wat doen Jesus? Maria kom, sy sien die situasie. Sy moeder sê vir sy dienaars, wat hy vir julle sê moet julle doen? Dis geloof wat hy praat. Sy weet wie is Jesus. En Jesus probeer haar afsit. Hy sê vir haar, vrou, wat ek met hierdie saak te doen? My tyd het nog nie gekom nie. En sy sê vir hulle, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Sy vat hom eenvoudig op sy woord, op sy vermoë. En wat doen Jesus toe? Hy maak die klipkanne vol water, en hy verander dit. Dis die 4de opdrag. Partykeer moet ons die net aan die ander kant uitgooi wat nie sin maak nie. Dan doen jy dit. Die 5de is die gesprek wat Jesus, en die opdrag wat Jesus met Petrus gehad het. Daar in Johannes 21 vers 15, toe het dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hierso. Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wy. Jesus, daar is sommige wat sê, die woord wat Jesus gebruik het, is, Petrus het jy my regtig op 'n goddelike manier lief. Petrus antwoord en sê, ja Here, u weet, ek hou baie van jou. Jesus vra my tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. En dan gaan hy nog so eentjie verder, die 3de keer, in vers 17, hy vra my 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy my 3de maal vra. En op daai oomblik, ek dink het sekere dinge by Petrus plaasgevind. Want jy sal onthou, dis net 'n paar dae voor dit, wat hy 3 keer vir mense gesê het, ek ken hierdie Jesus nie. En wat hy self gevloek het. En hulle verwyd het, en homself verwyd het, en om op die sterkste manier ontken, ek ken hom glad, ek weet van wie julle praat nie. En Jesus vat hom terug, en 3 keer vra hy vir hom, het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my waarlik lief? En wat doen Petrus? En die woordjie wat hier lees, Petrus het bedroef geword, beteken nie, hy het sommer net sad geword, en so afgekyk grond toe, en so. En het Petrus in sy hart diep getref, het hom ontstel. Petrus het bedroef geword, om hy die 3de keer vra. Het was sad, oorweldig, die emosie. En in trane, sê, Here, u weet alles. Here, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê van, laat my skape wy. Weet jy, partykeer moet die Here vir my en vir jou ook 'n ding 3 keer vra. Nie moet ons nie glo nie, maar moet ons dit wil toets. Ek het jare terug ek het hier geleer in die gemeente ook. Partykeer moet jy iemand 3 keer vra, hoe gaan dit met hom ook? Ek dink Rudy sal baie goed onthou. Partykeer vra ons vir iemand, hoe gaan dit met jou? En dan kry ons die gewone antwoord, nee goed, dankie self. Klaar nie om te help nie. Help nie om te klaar nie. Hoe jy dit?
Is so geuite antwoord, nee. Maar ek het dit met mense al gedoen, as ek weet, in my hart, dit ervaar ook, dat die persoon sê is nie regtig die waarheid nie. Want ek sien in sy oë, ek sien op ander manier, lyftaal, sien 'n mens, kan of het regtig so goed gaan, dan vraag ek die tweede keer, hoe gaan dit? Ja, dit gaan alright, en begin die ouers so 'n bietjie ander taal te praat, sê, nee, dit gaan goed, dankie, ja, nie te veel om te kla nie. En los die mense, dat ek vraag van my derde keer, hoe gaan het regtig met jou? En dan breek mense partykeer voor jou, en raak hulle hartseer, en begin sê, weet jy, dit gaan nie goed nie. So, as 'n mens vir iemand 'n ding 3 keer vra, kom jy baie keer by die waarheid uit. Jezus het nie die eerste en die tweede keer nie vir Petrus geglo nie, maar hy wil hom uitbring. Dat hy kan verwoord wat in sy hart omgaan. En ek weet, ek het dit ook gedoen, kom ek sê, Rudy het wat onthou, toe, 'n hele paar weke of maande na die boodskap, toe kom hy eendag na my toe, en hy vraag my, hoe gaan dit? En ek sê, nee, het gaan goed, dankie, besig en alles. Hy sê my, hoe gaan dit regtig mee? Ek sê, ek weet waar toe gaan jy. Bid vir my. So, breek jy met 'n mens wat maar doen. Dit geld nou nie, ek het Woensdag by 'n byeenkoms ook vertel van die, om vir mekaar te sê, is lief vir mekaar. Is jy nog lief vir my? Nou skryf hulle ook al liedjies, wat sê liedjie, baby, is jy nog lief vir my? Ding is in elk geval. Toe vra die tannie vir die oom, jy nog lief vir my? Jy sê ook nooit jy is lief vir my nie. Jy sê, ek sê jy laat weet as dit ophou. Maar in elk geval. Maar Jezus wil vir Petrus uitbring. Want wanneer 'n mens skuldig voel, wanneer 'n mens onder selfveroordeling is, dan bou jy mure om jou. Dan gooi jy skanse op, jy gaan kruip agter dit weg. Maar toe Jezus vir hom hierdie vraag 3 keer vra, toe gaan hy deur Petrus se skans. En hy breek Paulus se selfverdediging, selfveroordeling breek hy af. Petrus kom uit hierdie skuldgevoel uit. Petrus kom uit agter hierdie skaamte. En dis hoekom Petrus bedroef geraak het, en die Here sê vir hom elke keer, laat my skape wei. Laat my lammers wei. Want jy sien, as die liefde van Jezus, wat hy nou hier aan Petrus openbaar het, ook in Petrus se hart sou posvat, en hom sou oorneem, dan sou Petrus die skape sien, soos wat Jezus hulle gesien het. En om die skape te sien soos Jezus hulle sien, moes Petrus se liefde aktiveer word. So hele klompie maande of jare terug voor dit ook, in die begin van Jezus se bediening, met die vermeerdering van die brode, het daar 'n skare mense voor hom gesit van 'n paar duisend. En toe kyk hy na hierdie mense, en dan lees ons daar die woorde, het hierdie mense uit die skare innig jammer gekry, omdat hulle soos 'n klomp skape sonder herder was. En toe hy vir Petrus een kant vat, en hy vra vir my hierdie vraag, glo ek op daai oomblik, het Petrus 'n herdershart ontvang. Want hy het met Jezus se liefde reguit gebots. Hy is gaan konfronteer met die grootste en die diepste liefde. En hy het dit gevat. Want hy selfde Petrus, wat vir Jezus 3 keer verloon het, toe hy vervul word met die gees van God, hy staan nou Pinksterdag op, en hy preek, en 3000 mense kom tot bekering. Wat het verander? Liefde is geactiveer, gees van God salf dit, verander het. En dis wat ek en jy nodig het. Dis wat ons gemeente nodig het. Dis wat die kerk van die Here vandag nodig het. En dit bring ons by die laaste enetjie. En dis in Matteus 28 vers 18, gaan verkondig die evangelie. Nou ons het genoeg gepraat
al oor wat is die evangelie, wat is die goeie nuus en hoekom is dit goeie nuus? In Matteus 28 vers 18 en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot in die volëinding van die wêreld. Kan ek julle gou weer terugvat na wat hier langs my is, hierdie Goudrif se embleem. Want dis die evangelie wat jy hier sien, wat iemand jare terug vir my op hierdie kunstige wyse gemaak het. Daar op die linkerkant kan jy sien, is 'n stikkende kruik. Dis stikkende verlore siele in die wêreld, in die uithoeke van die wêreld. En die Here het vir ons gesê, hulle moet ingebring word en hulle kom en hulle word heel gemaak aan die voet van die kruis. En hulle word deel van die gemeente, dis die glaswerk, dis die kerk. Hulle word deel van die gemeente, hulle word versorg en die kruis staan sentraal in ons lewe en in ons woord. En wanneer mense by die kruis herstel word, dan is dit op hulle beurt geleentheid, daai wat jy daar sien, stel die silwer trompette van die Ou Testament voor wat hulle geblaas het, om boodskap te verkondig. Dit stel die uitbasuin van die boodskap van Christus, stel dit voor, aan die wêreld. Die sirkel wat jy daar sien, is nie rond voltooi nie. Hy is nog oop, want die boodskap is nie voltooi nie. Daar is nog soveel mense om gered te word, om te bereik in die wêreld. En die 3 voorwerpe is wat Jesus gesê het. Ek is met julle, Vader, Seun, Heilige Gees, tot in die volëinding van die wêreld. Dis ons boodskap, dis ons visie en ons missie in die gemeente. Jy sien dit elke dag. Nou verstaan jy dit ook vir die eerste keer. En dis Matteus 28 vers 18. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Kyk, ek is met julle tot in die volëinding van die wêreld. Gaan dan heen, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dis jou en my verantwoordelikheid. Dis jou en my voorreg. Ons moet ons harte voor die Here ondersoek, sodat ons ook 'n derde ding kan byvoeg. Dit is my lus en dit is my lewe. Want voorreg en verantwoordelikheid word nie 'n las as jy daarvoor 'n lus het nie. Gaan vertel dat Jesus red. Dis 'n paar opdragte na die opstanding om dit net saam te vat. Die Here vra vir ons, wie sal gaan? Wie sal dit gaan doen? Gaan ons sê soos Jesaja gesê het, toe hy openbaring van God se heiligheid en van God se grootheid gehad het in Jesaja 6, sê die Here, hier is ek, stuur my. Gebruik my, Here. Opdragte moenie vrees nie. Ons het nie nodig om te vrees nie, want hy het opgestaan. Bly waar jy is. En moenie iets uit jouself uitdoen. As jy sê bly waar jy is, beteken nie moet niks doen nie. Maar bly waar jy is voordat jy iets vir die Here doen en jy wil dit jou eie krag uit doen. Staan net 'n bietjie terug, staan 'n bietjie stil. Wag net 'n bietjie. Want maak dan seker dat ek onder die krag en die vervulling van die Gees van God optree. Moenie ongelowig wees nie. Moenie gaan tekens soek nie. Vat die Here op sy woord en alles daai woord 'n vreemde woord. Al maak dit nie sin vir die mense wat logies dink nie. En baie keer is ons self so logies in ons denke dat dit vir ons 'n probleem is. Ek is ook so. Kan my maklik met mense vereenselwig. Want ek is maar 'n denker en 'n oordinker. En baie keer moet 'n mens nie te logies probeer dink nie. Net eenvoudig, maar Here, U het gesê, ek gaan dit doen. Daai oortuiging. Die gesprek met Petrus. Het U my lief? Het U my regtig lief? Kan die Here vanmôre vir my en vir jou vra, jy sê jy het my lief? Kan jy vir my bewyse bring? Kan ons regtig uit ons lewe
teenoor die Here sê, ek is lief vir hom. En as ons lief is vir hom, dan is dit nie moeilik om te vertel van hom nie. Dis ons opdrag. Dis ons verantwoordelikheid. Kom ons doen dit. Opdrag is nie swaar nie. Dis nie moeilike opdrag wat die Here gee nie. Geen sins nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. En dankie dat u vir ons uit u woord reguit kan kom aanspreek en dinge in ons harte in kom spreek en vir ons kom konfronteer met dit wat u weet en wat u sien. En Here, as u vanmôre vir ons hierdie vrae sou vra wat u vir Petrus gevra het, dan dink ek ons sou seker ook naderhand ongemaklik begin raak. Maar Here, dit is vrae wat nie veroordeel. Dit het nie vir Petrus verder veroordeel en verguis, omdat hy al reeds skuldig was. Maar Here, as jy vir ons dit vra, dan kom het saam met 'n geleentheid wat jy vir ons bied. Nou kom uit daar uit. Kom los. Kom na my toe. Dankie Here dat u steeds toeganklik is. En dat ons steeds weer op u woord kan neem as jy vir ons sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sê jou rus gee. Leer van my. Rus in my. Leef vir my. Vertel die wêreld van my. Dankie Here vir u kosbare woord. En dat ons kan weet, omdat u opgestaan het en die Heilige Gees uitgestort het, vir ons gestuur het, kan ons elkeen van hierdie opdragte gaan uitvoer. Want u genade en u instaatstelling is genoeg. Ons eer en aanbid u daarvoor in Jesus se naam. Amen.